Ons is hier op Nampo Park by GSI, nee. Nou kyk, as daar een ding is wat jy hierdie jaar op jou wishlist sou gehad het, nee, is dit om 'n silo te hê. Maar jy goed, en dan prys jy hulle die dag wanneer jy lus is, en jy hoef nie te worry dat jy moet stoorkoste en al daai goed te betaal. Okay, ek praat met Lanus, hy gaan my 'n bietjie deurvat wat hulle alles het, en net so 'n bietjie terugvoer uit die boere wat actually silos het op hierdie stadium, hoe hulle self verskans teen alles wat nou in die mark in die gang is. Hop, wat ek die ding gedraai kry. Sy Lanus, hoe lyk dit? Môre, goed en jy het jou Nee, doodstil, rustig. Mooi. Okay, luister hier, Ja. kom ons trek sommer weg, nee. Ja. Seker, weet jy hoe lank is jy nou al in landbou? 22 jaar staan met GSI. Baie lank. Seker die uitdagendste jaar wat ons nog gehad. Baie. Nee. Dis asof die wind net van alle kante afkom. Ja. Swak kommoditeitspryse, hoë kunsmis, diesel, insette, al die goeders. Alles teen 'n mens. Ek dink is seker nou belangriker as ooit om beheer te hou oor jou eie graan en daai goeders. So sê vir my eerstens, ek wil hoor by jou kliënte wat silo's het, nê. Nee. Ja. Hulle is nog steeds negatief, maar dis daarom seker, okay, weet jy wat, ek het beter opsies as die ouens wat nie het nie. Definitief. Hulle het ten minste beheer oor hulle graan in tye soos die met die laat reën. Hulle het beheer oor hulle stroop. Hulle kan stroop wanneer hulle wil, in hulle eie silo's ingaan, uitlaai wanneer hulle wil. Hulle staan nie in die lande wag vertrokke nie. Dit speel 'n groot rol. Okay, en veral uit 'n droog oogpunt uit, jy weet, die topdraaiers en daai goeters, Ja. die ouens wat dalk net, wie wat ek het vasgetrap en 'n bietjie vroeër gestroop, kon die ding gedroog kry en ek is dalk al klaar met my sojas byvoorbeeld. Definitief. Versus die goed staan nou en pop op die land. 100%. So hy kon bietjie vroeër ingaan. Hy kon ingaan en ten minste sy sojas afhaal op sê 18-20%, deur sy droër gaan en dit is veilig in sy silo's. En ja, hy hoef nie te wag tot, want ek sien hierdie Wes-Vrystaat Nee, lyk ja. soos my swaar sê mos vir my, dit wat in Augustus nog nie oopgespring het nie. Ja, En, maar wie wat die ding, nee, die ons sekuriteit. Die boere wat ek nou mee praat, is die ouens is al, as hulle daai 5 stages of grievances, hulle is nou al verby die verby negatief, verby kwaad, almal lag nou amper net Ja, oor die hulle storie. vat hom nou soos hy kom, maar ons moet beheer hou waar ons kan. Maar jy sien, maar ons kan nou ja, sê ons kan nou maar lag bietjie lag daaroor en net sê okay, right, ons is almal in ons glory, maar die realiteit is Ja. ons moet in die langtermyn 'n plan maak. Definitief. Nee. Okay, so, hoe verskans ek myself in die toekoms teen hierdie besigheid? Ek weet ek moet 'n silo kry, nee, maar waar Definitief. begin ek? Waar begin ek? Jy begin by 'n innameput. 'n Ja. Innameput, definitief. Jy kom van die lande af in 'n innameput in wat ons vandag sien, Joepie, in die jaar wat ek hierso mee besig is met graan en hanteringstoerusting, die behoefte vir kapasiteit hantering het so opgebeweeg. Ons het Want jou masjiene raak ook groter, die nee. stroopers raak groter. So waar 5-6 jaar terug vir 'n boer 100 ton, 80 ton was goed vir hom. Nou die navraag is 150 ton hier, 200 ton hier. Yesterday. En ja, dis die tipe hanteringstoerusting wat 'n mens moet na kyk vandag. Okay, so, ons begin hierso, dan Ja. bakkieshuiser, nee. Natuurlik, daar is 'n voorbeeld van die hopper wat ons nou deesdae sit in ons innameput. Dit is Kom nie my meer gou daarso. Dis nie meer augers nie, ons beweeg heeltemal weg van die ou tradisionele augerstelsel, want een ding wat 'n mens moet onthou, jou hele oes van die jaar gaan deur jou innameput. Ja. So as jy auger Daai het, flights op daai augers en daai goeters hou nie. dit hou nie. En dit is een ding, alles gaan al deur jou hele Onthou oes. my dis die tapkar, ek weet daar's nog goeters wat direk in die waans ingaan en jy dalk 2 of 3 stroopers is daai auger, maar hierso alles gaan deur daai een. Alles gaan deur hom. So en as jy daar auger in jou innameput het, jou hele oes gaan deur daai auger. So as jy 'n hopper het, jou hele oes gaan deur hom. Hy is bestelbaar. Jy kan hom stel dat jy minder kapasiteit doen met sonneblom byvoorbeeld, kan jy hom oopstel dat jy nog steeds meer kapasiteit kan doen. Ja. So dit is wat ons deesdae gebruik. Hy kom, ons doen hom ook van 60 ton tot 250 ton. En dan moet jy net genoeg bakkies agter hom sit, Dan né? moet jy dag hy direk na die bakkie hyser toe. So hy sal nou voer in daai bakkie hyser wat byvoorbeeld daar Yes. staan. Daar sien jy weer die ou tradisionele manier met die auger wat aan hom ingooi. Ja. En nou kom die hopper met 'n chain conveyor en hy gooi hom in. Hy gaan op en dan
die lang pype en goed, almal beweeg weg daarvan af. Ons doen nou chain conveyors en walkways. Hier is 'n mooi voorbeeld wat ons hier net opgesit het om mense te wys. Is dat by daai die walkway side? wat jy Ja. basies daar op het? 100%. So ons sit nou dit basies bo op die silo, so daai chain conveyors sal die silo voer en dan uit die silo uit doen ons ook conveyors. Vir al die droërgoeders, het julle 'n droër hierso? Ek het nie 'n droër op hierdie oomblik hierso nie. Nee, ons Maar kom verduidelik vir my hier in die silo. Nee, kom ons gaan sommer daai nou, wat hier is die maklikste. Daai het ons 'n partial aeration vloer gepak. Ja. Om net die kliënte te kan wys hoe dit werk, wat onder die vloer aangaan en wat dit behels. En hoe daai goed te lyk. Okay. Right. Nou, So. jy- Okay. So kom ons staan sommer net hierso want Ja. hierdie Bluetooth mics van my en die silo's Werk een nie of ander so mooi rede wil nie. nie lekker saamwerk nie. Dit het ons al geleer, nee. 100%. Okay, so hier het jy 'n aeration vloer wat basies daarin is. Dis reg. So hierdie silo voorbeeld het nog 'n auger pyp in, 'n 8-duy Ja. pyp wat jy omtrent so 60 tot 80 ton gee, dan is dit die aeration vloer. So daai aeration vloer, dit is nie om produk skoon te maak nie, dis meer produkbehandeling. So of droog te maak nie altyd, dis behandeling. So jy kan veilig ten minste op 16% moisture kan jy ingaan, jy kan jou fans hardloop en jy kan jou produk koel hou en jy kan hom terugbring na 14 toe waar hy veilig is. Sonder 'n droër by. Sonder droër, sonder om diesel te brand. Jy sien, dit help. En in vandag se dieselpryse, wie wil brand? Luister hier, nou begin daai steenkool besigheid baie meer sin Jy maak, sien, nee. so as jy 2 punte kan afbring net met 'n vol vloer en 'n ordentlike deurligting en jy brand nie diesel nie, hoekom nie? Hier is ons 'n voorbeeld van die gantries wat ek genoem het, daai kant wat jy oploop. Daar's 'n voorbeeld van die elevator. Ons het daar een Yes. glasvenstertjie ingesit net om 'n voorbeeld te gee. En dan die topdraaiers basically, hy kom daar aan die bokant op, nê. Nee. Dis reg. So die topdraaier hoe hy werk is, hy het in sy dak het hy die drying chamber en hy tubes daar. So en dan het hy 'n groot burner en 'n fan aan die buitekant. En hy sal van daar warm lug inblaas en ons kleinste enetjie, hy doen omtrent so 20 ton per uur en dan haal hy vir jou 5 moisture punte af. Sê vir my, SIF oplossings, het julle SIF Ons het oplossings? definitief Julle SIF eie goed oplossings. of het julle werk julle saam met ander maatskappye? Hoe maak julle? Ons het ons eie oplossings en ons werk saam met ander maatskappye. Ons doen wat jy noem 'n skitsif Ja. van 60 ton tot 200 ton wat ook al jy nodig het en natuurlik rolsewe ook. Hang af van behoefte tot behoefte wat ons sal aanbeveel vir 'n kliënt. Okay. Nou kry ek jou uit. Ja. En kyk jy nou daar by my, ons sit nou lekker die pakkie bymekaar ensovoorts. Ja. Hoe lank voor silo staan? Voor silo staan op hierdie oomblik, ek sal sê 'n goeie 6 tot 8 maande. Okay, so jy bedoel my wil sê is ek moet klaar na my goed reg kry. Jy moet vir vooruit dink. volgende jaar, nê, nee, dat julle kan die goed bymekaar maak dat ek teen Januarie volgende jaar laat silo staan en dat die goeders loop. Dis reg, dit is 'n hele proses. Grondwerke, Maar dis eintlik die ding wat die amper die langste vat is die grondwerke, Dis nee, reg. die civils. Die toerusting moet inkom van Amerika, Brazil, waar ook al, maar die grondwerke, die inname pitse, sivilwerke, dit vat tyd. Dit vat omtrent 'n goeie 3-4 maande om te doen. Nou hier is nou een ding wat ek nou al van baie ouens gehoor het, nê. Nee. Ja. Hulle vloek nie die ouens wat die silos opsit nie, hulle vloek die ouens wat die grondwerke en daai goed moet doen, nê. Nee. Wat lag jy so lekker? Nee. Ja, maar ek dink dit werk albei kante. Die groot ding is, nê, en Ja. ek het dit nou al by meer as een nou. Toe sê die ou man, luister nie. Die silo ouens het vir my gesê ek moet hierdie ou gebruik. Ja. Dis ek soos van, nee, daai is te duur. Nou gaan ek in 'n ander rigting in, nê? Ja. Nou kry jy 'n ou wat die local bouer op die dorp is. Dis mos nou nie moeilik nie. Ons gaan net 'n bietjie sement gooi, Ja, nê? nee, dit werk nie so nie. Nee. Ons definitief ons kry 'n ingenieur betrokke. Ons wil hê dit moet reg wees want daar's 'n koste aan die grondwerke verbonde en die siviele werke, maar jou groot koste is jy wil die produk veilig hê. Ja. Poly silo, dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor jou produk in jou silo. Ons het ingenieurs wat ons betrokke maak, ons het ons eie siviele kontrakteurs, maatskappye wat ons voorstel en gebruik, so ons probeer dit soveel in huis hou as wat ons moontlik kan. Ek hou daarvan om vir 'n kliënt te kan sê daar's een ou verantwoordelik, een ou om te vloek. Ja, presies. Ek 100% saam met jou, nê. Dis waaroor dit gaan. Finansieringsopsies, het julle banke en goed wat julle saam mee werk? Hoe lyk dit goed? Ons het finansieringsopsies, ons werk saam met Standard Bank, ons werk saam met Absa, so daar is opsies definitief, ja. Okay.
Dis hulle elephant in the room. Ja, shoot. Hoekom is julle so duur? Ek glo nie ons is so duur nie. Ek dink die GS, ek dink dit is 'n mark gedagte. Die boere moet dalk of as jy die behoefte het, net die navraag doen en kyk. Ek dink dit is maar iets, ons naam loop ons vooruit. Ons is die eerstes wat silo's neergesit het. So daar is die gedagte dat GSI is die duurste. So dis meer 'n persepsie. 100% en dit is 'n Amerikaanse produk, ons baie, maar ons het meer as net dit. Ons het dit meer, ons het uit Brazil uit, ons het uit ander plekke uit. So ons het deur die jare gegroei. Ons het gesien daar is meer ekonomiese maniere om dieselfde ding te doen. So gee ons 'n kans. So dis nie noodwendig te sê as ek 10 jaar terug by julle 'n kwotasie gekry het en julle was dalk bo die ander ouens gewees, laat julle nog steeds op daai vlak is nie julle het Definitief uitgevind om die goeders kan ek sê koste-effektief te kry, geleer uit dit uit en dan ook maar op die einde van die dag luister, is 'n langtermynbelegging, né? Nee, verseker. Nee, onthou die ding moet 30, Nee. 40 jaar at least vir my diens doen. En dit bly 'n premium produk. Soos die meeste boere vir my sê, seun moet boer met my silo's. Ek gaan nie, my seun moet. En dit is waaroor dit gaan. Jy sit dit nie op vir jou nie, jy sit dit op vir die mense wat jy nalaat. Dis waarvoor jy dit opsit. Uitstekend. Lanus, dankie baie. Dankie vir julle. Right, so, okay. As jy belangstel om beheer te hou oor jou graan. Luister, is net een van daai goed. Dis 'n tool in jou toolbox, né? Nee? Vat dit van iemand af wat silo's op sy plaas het, né? Nee? Dit wil sê hier is soos 'n TLB, né? Nee? Jy weet nie hoe is dit sonder om as jy hom nie gehad het nie, né? Nee? Hier is die belangrikste verskansing wat jy waarskynlik in jou boerdery kan doen, né? Nee, is kry vir jou een van hierdie blikke, né? Nee? Beloof jou, jy gaan nie spyt wees nie. Letjie bo vir onder of kom kuier vir hulle op Nampo hier by die GSI silo's. Tot volgende keer. Groete.